Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Marina, ons het al baie op 'n ma en 'n mikrofoon gepraat oor ouers en kinders, maar ek dink nie genoeg oor oumas en oupas en natuurlik die baie groot rol wat hulle in 'n kind se lewe speel. En natuurlik ook die verlies wat dikwels daarmee gepaard gaan as 'n kind gelukkig genoeg is om ouma en oupa te ken, dat daar dalk ook 'n stadium sal kom, het sy of hulle klein is of bietjie ouer, maar waar hulle oupa en ouma verloor. En dit is waaroor ons gesels vandag. Nie net 'n gemaklike onderwerp nie, maar ek dink dis 'n belangrike een. So dankie dat jy vir ons 'n bietjie raad en leiding gaan gee oor hoe om dit te hanteer. Vertel ons van jouself en jou gesin. Dankie. Ja, ek dink hierdie is definitief 'n baie belangrike ding om oor te praat en iets wat my self baie na in die hart lê. Maar ja, ek is Marina en ek is 'n voorligtingsielkundige en ek en my man en ons 11 maande oue seentjie woon hier in die hartjie van die Karoo in Stytlerwil. So ek het my beroep so bietjie eenkant toe geskuif vir die oomblik. Ek doen nog hier en daar 'n aanlyn sessie en ek is so bietjie betrokke by die werk, maar by die werk op die dorp, maar vir nou is ek 'n voltydse mamma en help my om die dinge hier by die boerdery aan die gang te hou. Dankie, dis my so lekker altyd van 'n ma en 'n mikrofoon. Ek is hier in Johannesburg en my gaste is oral in die land en selfs die wêreld. So lekker om met jou daarvan uit die Karoo ook te kan praat. Dit is regtig 'n voorreg. Marina, kom ons praat oor die onderwerp oor die verlies van oumas en oupas en ek dink daar's baie aspekte hieraan verbonde. Dalk so after voorbereiding, ek dink baie onderwerpe wat moeilike onderwerpe is, nê, vir my 'n mens eintlik om met jou kinders oor te praat tot jy nie 'n keuse het nie. Dikwels wat mense sê, hoe praat ek met my kind oor seksuele sake? Eers as dit amper te laat is, doen hulle dit. Dink jy die gesprek oor die dood en die afstaan van 'n geliefde en veral iemand so na 'n kind soos 'n oupa en 'n ouma, is dit iets wat 'n mens eers aanraak wanneer dit gebeur of kan 'n mens al vooraf met kinders begin praat daaroor? En indien wel, dink jy is dit nodig? Ek dink dit is definitief 'n gesprek wat belangrik is om te hê, maar in dieselfde asem wil ek amper ook sê 'n mens moenie spooke opjaag nie. Ek dink ons sal vandag 'n paar keer daaraan raak, maar ek dink 'n kind se ouderdom, temperament, emosionele intelligensie, sensitiwiteit, ons weet party kinders is meer sensitief as ander, speel alles 'n groot rol. So ek wil amper sê om jou vraag te beantwoord met die heel kleintjies, as daar iewers, jy weet, die gesprek van dood opkom op 'n ander manier, het sy dit 'n ander familielid, 'n vriend, jy weet 'n kennis op iets wat 'n mens dalk per ongeluk op die televisie sien, dan dink ek is dit 'n goeie vertrekpunt om daardie gesprek te hê. Om net te noem, ons leef ongelukkig nie vir altyd nie en dan volgens jou geloofsbeginsels of wat ook al dit mag wees, net om daai gesprek so bietjie aan die gang te kry. Met ouer kinders dink ek is dit nou weer makliker want hulle het 'n idee al van ewigheid en dat ons nie vir ewig lewe nie. So daar kan jy dan, jy weet, as jy dalk sou wou, dalk net eendag as jy in die kar ry of wat ook al, net begin praat daaroor. Wat dink jy gebeur, jy weet, wanneer ons nie meer daar is nie? Het jy al ooit bekommerd geraak oor die verlies van iemand? Maar ek dink ons moet nou nie op 'n sonnige dag, jy weet, 'n gesprek aanknoop en sê, "Haai, jy weet, ons gaan nie vir altyd hier wees nie," maar ek dink veral as dit dan op die punt kom waar 'n ouma of 'n oupa of 'n ander familielid siek is, om liewer proaktief te wees. En ek weet dit is ook nie die geval met elke dood nie, partykeer is dit skielik, maar ek sou as daar geleentheid is vir dit, sou ek definitief so lank daaroor praat, ja. En ek dink dan is dit ook belangrik om dit age appropriate te hou en ook soos ek gesê het om jou kind se temperament en sensitiwiteit en al daai goedjies in ag te neem. Jy ken jou kind die beste, so dit help nie, jy weet, ek preek daaroor nie, maar om dit so eenvoudig as moontlik te hou en ek dink om nie valse sekerhede of leuns te vertel nie, om die waarheid, die realiteit dink ek so mooi as moontlik en so sag as moontlik oor te dra, dink ek. Ja, ek dink dit is soos jy sê, jy wil die waarheid praat, maar dis 'n moeilike ding want jy wil jou kind ook soos jy sê nie onnodig bang maak nie, want wat ek baie keer hoor ook van ouers is dat al by 'n sekere ouderdom kind, ek dink jy dalk vroeg laerskool as oupa of ouma sterf, dan raak die kinders baie keer bang dat almal in my lewe kan sterf of pappa en mamma gaan sterf en hoe hanteer mense dit want jy wil tog hulle gerus stel, maar jy kan nie 'n belofte maak dat jy niks gaan oorkom nie. So
As jou kind nou 'n grootouer verloor het en hier is nou regtig 'n onsekerheid en 'n vrees vir die dood, hoe gaan 'n mens voort met daardie pad? Ja, ek dink jy raak nou aan ietsie waar ons seker later ook sal praat, maar dit is die angs wat gekoppel gaan aan dood. Ek dink as 'n mens aan dood dink outomaties, dan dink jy aan die hartseer en die rou en die verlies, maar angs en vrees is iets wat myself ook, jy weet, tussen die oë getref het. So ek dink weer eens nie valse sekerhede gee nie. Daar is 'n kans dat jy weet 'n kind 'n mamma en 'n pappa ook gaan verloor op 'n latere stadium of 'n maatjie of 'n kennis of so. So ek sou sê om jou kind gerus te stel op maniere wat tasbaar is. Ek kan nie garandeer dat ek vir altyd hier gaan wees nie, maar ek beloof om mooi na myself te kyk. So ons hou onsself gesond deur mooi te eet of mamma gaan stap. Sien jy, al hierdie is goedjies wat ek doen om myself gesond en veilig te hou, of ook dan dalk 'n lesie inbring om te sê dit is hoekom mamma en pappa reëls maak vir jou om jou veilig te hou sodat jy nie seer kry nie. Maar ook om hulle dalk gerus te stel om te sê sou dit iemand oorkom, sal ons daar wees vir daardie persoon, ons sal daar wees vir mekaar, jy kan enige tyd met mamma praat oor jou vrese. Ek dink in dieselfde asem wil ek sê om dit te normaliseer en dit te validate is altyd baie belangrik, om nie jou kind te laat dink, nee man, jy mag nie oor bang wees nie, want dan gaan hulle dit internalise. So die feit dat hulle so iets opbring by jou is klaar 'n goeie vertrekpunt, en ek dink dan om 'n veilige ruimte vir verdere vrae en gesprek te skep is goed, en soos ek sê, om dan vir hulle op 'n konkrete manier te probeer gerusstel. Jy weet, ons kan daar bid in die aande, kom kyk, mamma drink haar vitamiene, of jy weet, al hierdie ander voorbeelde wat ek nou genoem het. En dink jy dit is gepas en wanneer is dit gepas of nie om sou 'n ouma of oupa gesterf het om 'n kind te betrek by die begrafnis? Want 'n mens sal amper dink dit is logies jy gaan begrafnis, maar ek kan dink selfs dit, jy weet, en om in 'n kus in die grond in te sien sak kan vir 'n sekere soort kind of 'n sekere ouderdom kind ook traumaties wees. Is dit iets wat hulle eintlik moet beleef om dit te verwerk, of is daar dalk 'n rede om te sê nee, hulle is nog te jonk of te sensitief, dit is nie vir hulle gepas om daar te wees nie? Het jy enige raad wat dit betref? Ja, ek dink trauma is 'n verskriklike onderskatte ding ook as dit by die verlies van iemand kom, en ek is bly jy bring dit op. En ek dink weer hier wil ek dit amper in die ouers se hande sit en sê jy ken jou kind die beste. Maar as jy vir 'n feit weet of kan voorspel dat iets jou kind gaan traumatiseer of bang maak of jy weet net onnodig gaan ontstel, so ek sê om dit liewer van hulle te weerhou, veral die heel kleintjies wat nie eers gaan kan onthou nie. So neem hulle dalk saam kerk toe as die begrafnis by 'n kerk is, en laat hulle dalk in die moederkamer met 'n oppasser of 'n ander familielid, jy weet, in daai tyd speel. Hulle is daar, hulle kan eendag sê ek was op ouma of oupa se begrafnis, maar hulle hoef nie te sien hoe die kus, jy weet, gesak word, of ek weet verskillende gelowe en kulture het verskillende maniere van dit doen, maar as dit iets is wat jou kind kan ontstel, sou ek sê hou hulle liewer weg. Met die ouer kinders dink ek is dit 'n bietjie makliker in die sin van jy kan vir hulle vra en hulle kan 'n ingeligte besluit maak. So vir die ouer kinders wil ek amper sê, ek wil ook nie 'n ouderdom daaraan koppel nie, verstaan, want jy kan nou 'n 10-jarige kry wat meer volwasse is as 'n 15-jarige. So jy kan vir jou kind op 'n sekere ouderdom begin vra of hulle betrokke wil wees, of hulle wil gaan in die eerste plek. En ek dink dan is daar baie kleintjies wat dalk baie lief was vir ouma en oupa, wat 'n ou prentjie wil teken en dalk iewers voor in die kerk wil sit, wat blommetjies by die foto's wil gaan neersit, of jy weet, die ander mense wil uitdeel, wat dalk 'n gediggie wil voorlees as dit so is, of ek dink aan my eie familie, aan 'n neefie wat byvoorbeeld baie na aan oupa Grootjie of ouma Grootjie of so was, dat hulle dan die een sal wees wat namens die familie ietsie sê. So ek dink daar's baie rolle om te oorweeg en baie dinge om te oorweeg, maar ek sou sê as dit iets is wat jou kind verskriklik kan ontstel, hou hulle liewer weg. En ook in voorbereiding vir 'n begrafnis dink ek 'n kind floreer op sekerheid en op 'n bietjie net weet wat voor lê. So as jou kind jonk is en hulle was nog nooit voorheen by 'n begrafnis, om hulle net so bietjie
voor te berei en dit is net om gesprekke te hê soos hoekom gaan ons nou begrafnis toe? Dit is om afskeid te neem of om ouma of oupa se lewe te vier of om almal kans te gee om tata te sê en om ook dan te sê daar gaan dalk mense wees wat huil of jy gaan dalk vandag baie drukkies kry of hierdie en hierdie en hierdie is wat gaan gebeur net dat hulle so half jy weet hulle koppe kan laat gaan daaroor en enige vragies kan vra sou daar iets wees wat hulle onseker of angstig laat voel. Jy het nou geraak aan voorbereiding en ek dink dit skakel goed aan by my volgende vraag. Ek dink daar's amper al twee scenario's as ons dit bietjie vereenvoudig. Een is 'n ouma of 'n oupa wat siek is en lank siek is en 'n mens weet dalk dat hulle of gaan doodgaan of moontlik gaan doodgaan en die ander is dalk 'n skielike onverwagse dood. Dit iemand wat of in 'n ongeluk sterf of skielike hartaanval kry, maar die persoon was blakend gesond en ek dink daai twee situasies gaan natuurlik heeltemal verskillend vir kinders wees om te beleef. En met die een het jy bietjie tyd om voor te berei en so. So, enige raad oor hoe om die twee verskillende dinge te benader? Dit is 'n moeilike een. Ek dink ek wil net 'n oombliekie stil staan daar. Dit is moeilik en jy gaan dalk foute maak met hoe jy hierdie navigate wanneer dit met jou gebeur of as dit met jou gebeur. So ek kan nou vandag gesels, maar op die ou end is elke situasie so uniek. Maar ek dink in die geval van 'n ouma of oupa wat lank siek is, lank op 'n siekbed lê, dalk in die hospitaal is of by 'n huis versorg word en so. Weereens met die ouer kinders gee amper vir hulle geleentheid om deel te wees van die besluitmakingsproses. As ek uit my persoonlike ervaring kan deel, ons het my oupa, my ma se pa, het ons versorg by ons huis, jy weet, op sy laaste. En hy was maar baie siek en dit was later vir my verskriklik moeilik om, jy weet, in die middag nou by hom in sy kamer te gaan kuier en ek het die gesprek met my ouers gehad en ons het die eendag besluit dat ek nou vandag vir hom gaan baie sê. Dit klink verskriklik, maar ek kon dit doen. Ek het die geleentheid gehad om nog met hom te gesels terwyl hy wakker is en verder het ek myself onttrek want dit was my te ontstellend om, jy weet, te sien hoe hy agteruit gaan. So dit is dalk 'n opsie met die ouer kinders. Met die kleiner kinders, gebruik jou diskresie, gebruik jou kennis, jy weet en hoe jy jou kind ken. As dit later 'n bietjie moeilik of ongemaklik raak of ouma of oupa kan dalk nie meer kommunikeer nie, ek dink vra jouself net af wat is in die kind se beste belang en dan tree jy daarvolgens op. Met 'n skielike dood, soos met enige ander een dink ek, dit is baie belangrik ook en ek seker ons sal nou daaraan raak, maar ook net om eers bietjie na jouself te kyk en ook seker te maak jy is okay. Maar ek dink in daai geval gaan geloof of wat julle as gesin glo gebeur na die dood 'n baie belangrike rol speel. So weer, eerlik met 'n kind 'n gesprek hê. Ouma of oupa se liggaam het nie meer gewerk nie en hulle is na Liewe Jesus toe byvoorbeeld of daar was 'n ongeluk, ouma of oupa het dit nie gemaak nie, maar weet jy dit het so vinnig gebeur, hulle het geen pyn gehad nie en hulle is nou op 'n baie beter plek. Maar ons kan nog steeds met hulle praat, voor ons gaan slaap in die aande, ons kan na fotootjies kyk, so net om, jy weet, bietjie redes te gee, maar ook half 'n plan van aksie oor hoe nou, wat nou. Jy het ook genoem van om deernis met jouself te hê. Ek dink dis so belangrik en mens fokus baie keer op jou kinders en hoe om hulle by te staan as jy dink jou kind kry dalk swaar, maar mens vergeet iemand in die gesin verloor ook self 'n ouer of 'n skoonouer of 'n stiefma. Dis dalk jou eie ma of pa wat jy verloor, jou man se ouers of 'n, soos ek sê, 'n stiefma. En ek dink dikwels dit wat ek ook by baie mense hoor, die sterfte van 'n grootouer veroorsaak baie spanning want dit is daar moet dikwels vir 'n sieklike persoon gesorg word. Jy probeer nog jou gesin aan die gang hou en dink dalk nie eers oor jou eie seer en jou eie rou deur die proses nie. So kom ons praat dalk bietjie met ma's en pa's wat ook deur hierdie proses gaan en ja, jy verloor self 'n ouer. Watter raad het jy vir ouers self wat terwyl hulle kinders en hulle gesin aan die gang probeer hou, moet eintlik vir die grootste verlies verwerk, jou eie ouer wat jy verloor? Dit is verskriklik moeilik. Ek dink dit is een van die tragedies van lewe wat ons op een of ander stadium, soos jy sê, almal ongelukkig gaan moet face en gaan moet deurmaak. En ek dink as dit
jy persoonlik is wat 'n ouer verloor, veral ons as mammas wat reeds so baie van onsself gee, moet jy regtig net onthou. Ek sê altyd vir my mense, you can't pour from an empty cup. En dit is so eenvoudig soos om jou bekertjie vol te hou. Maak nie saak op watter manier nie, of jy by 'n goeie vriendin ondersteuning kry, of jy by jou lewensmaat ondersteuning kry, jy moet na jouself kyk. As dit oefening is wat jou laat beter voel, maak tyd. As jy moet afvat by die werk, doen dit. Ek sê altyd, ons is so wonderlik om na onsself te kyk as ons siek is, soos met griep, of ek dink nou sommer weer aan COVID. Jy weet wat jy moet doen. Jy moet medisyne drink miskien, of in die bed bly, of jy weet, uit die koue bly of so. Maar ons weet nie om na onsself te kyk wanneer ons rou nie. So as 'n riglyn sê ek altyd vir my mense, kyk na jouself asof jy siek is. Vat 'n paar dae af om net te recoup. Lê in die bed, drink tee, laat jou lewensmaat vir jou, jy weet, lekker soet tee bring. Kyk 'n fliek onder die komberse. Wees net rustig en sag met jouself. Ons mag onsself baie keer 'n bietjie in watte toedraai. En ek dink wat mammas en ouers wat ek al in terapieprosesse mee was, baie bang is om te doen, is om te huil voor ons kinders, né? En ek wil eintlik, ek moet myself baie keer herinner, ons seentjie is nou nog baie klein, maar ek herinner altyd my vriendinne en my kliënte waarmee ek werk, jy mag huil voor jou kind. Ek dink dit gaan net oor hoe jy dit bestuur. So met die ouer kinders weer, dit is eintlik 'n perfekte geleentheid om healthy grieving en healthy display of emotions te model. Ons praat van modeling. As jy hulle nie gaan leer hoe om uiting te gee en hoe om emosies te vertroos nie, hoe gaan hulle weet? So huil en sê vir jou kind, mamma is vandag verskriklik hartseer, want ek verlang verskriklik baie na oupa. Jy weet, dit is oukei, maar dan is daar ook perke, en ek dink ons moenie, veral met ons ouer kinders, afhanklik raak of ons emosionele bagasie op hulle damp nie. So as jy dalk voel, jy weet jy trap in daai struik, kry hulp. Het sy dit van 'n sielkundige, 'n vriendin, 'n pastoor of so ietsie is, maar kyk eers na jouself. En ek dink nou byvoorbeeld aan 'n vriendin van my wat net na hulle dogtertjie gebore is, haar skoonpa verloor het. So dit was nou nie haar eie pa nie, maar haar skoonpa. En sy die een dag, ons het so gesels en toe sê sy vir my, maar sy weet eintlik nie hoe om haar man te ondersteun in hierdie tyd nie, want sy is nog nie self deur dit nie. En ek het net een ding vir haar gesê. Ek het vir haar gesê, vra vir hom. Vra vir hom wat hy nodig het. Ons hoef nie te weet nie. Jy weet, ek gaan nie nou operasieka gaan doen nie. Ek is nie 'n dokter nie. Ek kan nie gaan klas gee nie. Ek is nie 'n onderwyseres nie. Hierdie is 'n vreemde, 'n nuwe, 'n moeilike konsep, 'n ding om te navigate. So vra vir jou lewensmaat, wat het jy van my nodig? Wil jy baie tyd as gesin saam spandeer? Wil jy 'n bietjie alleen wees? Wil jy daar praat? Wil jy nie daaroor praat nie? Laat hulle jou help om hulle te help, sou ek sê. Ja, en dis so goed jy noem ook dat, jy weet, mens moet kan erken as jy nie kan cope nie, want dis 'n groot ding wat jy moet deurgaan wat jy nog nooit geleer het om te doen nie, byvoorbeeld om 'n ouer te verloor, terwyl jy nog al die balle in die lug probeer hou. So soms, ja, is buitehulp net nodig, en ek neem aan dis dieselfde vir jou kind. As jy nou als gedoen het wat jy kan, maar jy sien dalk dis 'n baie sensitiewe kind, of dis nou al 'n paar weke later en die emosies bly maar net vlak, of hulle sukkel regtig om dit te verwerk. Ek neem aan dan is dit ook okay om buitehulp te gaan soek, of met 'n skoolsielkundige of 'n tannie of 'n oom te gaan praat wat weet hoe om hulle dalk te help, of wat die tools het wat ons nie aldag het nie, of selfs wanneer jy dalk so besig is om jou eie verlies te verwerk dat jy nie dalk nog die kapasiteit het om jou hele gesin ook by te staan nie, net dat om dan ander professionele hulp in te roep. 100%. Ek dink dit is glad nie 'n teken van swakheid of van jou vermoëns as 'n ouer nie. Ek dink inteendeel dit is 'n teken van strength en van die beste wil hê vir jou kind. So jy kan net soveel doen. Soos ek gesê het, ons is nie kenners op alle gebiede nie. So as jy voel jou kind sukkel dalk 'n bietjie meer as wat hulle
jy weet direk vir jou sê, en dit is nie altyd ooglopend nie. Onthou, ons kyk altyd na trane en ons dink trane gaan ons help om te weet of iemand okay is of nie. Kyk ook na slaappatroon, na eet, na of hulle self dalk onttrek in hulle sosiale kringe, kleintjies en grootes, na ewe skielik, jy weet, ek het hierdie liefdevolle happy-go-lucky kind gehad, nou is die kind baie aggressief. Daar's sulke fyn dingetjies wat 'n ouer sal optel, en as jy voel dit is nie iets waarmee jy kan deel nie, reik uit. Dit hoef nie altyd na 'n sielkundige of 'n professionele persoon in hierdie hoedanigheid te wees nie. Dit kan, soos jy sê, 'n juffrou by die skool of 'n ander familielid wees, want ek het ook al gesien, ek het baie met tieners gewerk en baie van hulle kom praat met my oor goed wat hulle nie met hulle ouers oor wil praat nie, want hulle wil nie hulle ouers burden nie. So sê net vir jou kind, as hulle al op daai vlak is, as jy dan nie met mamma of pappa wil praat of wie ook al nie, is daar iemand anders met wie jy wil praat, laat ons daai bal aan die rol kan kry. So ja, ek dink ons moet onsself net konstant herinner, ons moenie hard op onsself wees nie, jy kan net soveel doen. En as jy aan die einde van die dag weet, jy het jou alles gegee, en jy het tot hier toe gekom en nou gee jy dit oor aan iemand anders, dis ook okay, dit help nog steeds jou kind. Dankie. Ja, en ek dink ook dikwels omdat, soos jy sê, net dalk 'n vriendin wat deur dieselfde is. Dis amper soos met as 'n mens 'n miskraam gehad het en jy praat met 'n vriendin wat dit ook gehad het, skielik voel jy nie net so alleen nie. So ek dink ook om met vriende te praat wat 'n ouer of 'n skoonouer verloor het, is so waardevol, maar om nie net in te keer na jouself nie. Dankie. Dan die volgende deel van daai moeilike hoofstuk is natuurlik daai deel van die aanbeweeg. Die lewe gaan aan. Jy het hierdie kosbare belangrike persoon verloor, maar nou die wêreld gaan aan, wat mense dikwels sê, dit voel net nie reg nie. Maar nou met ons kinders, hoe onthou ons vir ouma en oupa? Ek dink dit was ook vir jou as ouer, dit was so 'n groot deel van jou lewe. Jou kind het hulle dalk net 5 jaar lank geken en jy wil tog hê hierdie persoon en die belangrike invloed wat hulle op jou en hulle lewens gehad het, moet ook op 'n manier voortleef. So, hoe kan ons die nagedagtenis eer? Kom ons begin met oupa of ouma wat kind geken en onthou het, en dan sal ons dalk later praat oor 'n oupa of ouma wat die kind nie geken het nie. So kom ons sê jou kind is op die punt waar hulle onthou, hulle het foto's saam met oupa en ouma, hulle het tradisietjies gehad. Nou het hulle verloor, maar jy wil hê, hulle moet aanhou om hulle te onthou en te koester. Hoe kan ons dit doen? Ek dink weer dit hang af van gesin tot gesin, en dit is ook iets wat jy jouself in moet eerste sit, want as jou kinders byvoorbeeld iets, jy weet, voorstel wat nou glad nie in jou kraal is nie, beteken dit nie jy mag dit nie doen nie. As dit hulle ontstel om fotootjies te sien of daar te praat, beteken dit nie jy mag dit nou nie doen nie. Miskien dalk nou net nie met hulle nie. So ek dink as julle 'n gesin was wat baie foto's geneem het, wat saam gegaan het op vakansies, wat sê nou maar Kersfees tradisies gehad het, ek sou sê, so ver as moontlik, hou aan daarmee. Dit is weer daai wat ek nou oor gepraat het van modeling, jy weet, en ek het nou al met baie mense gepraat wat iemand aan die dood afgestaan het, en ek weet vir my is dit ook belangrik, ons is baie keer bang, mense hou op praat van daardie persoon, of hou op om stories te deel, of laat hulle sommer net vergeet te gaan. So ek dink, fisiese stukkies van daai persoon wat jy in jou huis of in jou alledaagse lewe kan saamdra en saamneem, kan ook help met die rouproses. So vir party mense is dit die geval, vir ander is dit dalk 'n fotoalbum in die kas wat een keer 'n jaar na gekyk word, en dit is ook okay. Maar ek dink, as ons dan nou kom, jy het nou geraak aan 'n ouer dalk verloor voor, jy weet, die kinders dalk daar was, of wat hulle nog baie klein was, daar gaan jy ook jouself moet eerste sit en besluit wat gaan vir jou help met hierdie rouproses. So dit is byvoorbeeld my ervaring. Ek het my pa verloor net so voor ons verloof geraak het, getrou het, en in daai tyd was een van die goed wat my so getref het, hierdie anticipatory grief, het ek later, jy weet, op die term afgekom, en dit is die besef dat, en dit is vir 'n kind wat nou ouma en oupa geken het of nie, daar gaan ongelukkig nou soveel goed wees waar hierdie ouma of oupa nie by betrokke kan wees nie. So daar's so baie drome wat ons het, jy weet, van ouma en oupa wat by 'n eerste verjaarsdagpartytjie is, of 'n kind inbring vir die doop, of daar wees as hulle matriekafskeid toe gaan en so, wat nie meer daar gaan wees nie. En dit is verskriklik. En ek dink om dan soveel as moontlik
stories te vertel oor die persoon wat jy verloor het. Hou foto's in die huis. Een van die grootste geskenke, ek dink nou sommer wat 'n vriendin, familielid vir my gegee het, is sy het vir my 'n prent laat maak waar ek en my man met hierdie babietjie staan en dan het sy vir die kunstenaar ook 'n foto van my pa byvoorbeeld gegee en sy kon toe hierdie alles saam sit. Jy weet, so eendag gaan ek vir my seentjie vertel, hierdie is hierdie oupa van jou, jy het hom nooit geken nie, maar so en so was hy, of hy sou nou dit gesê het, of jy weet so ek dink wat jou gaan help in jou rouproses en om ook vir jou kind, jy weet, dit gaan maar ook oor 'n legacy en dit is dalk iemand op wie hulle kan trots wees. So deel met hulle sover as wat jou emosies en jou kind se emosionele vlak en so dit toelaat. Dankie, daar's so 'n mooi Afrikaanse woord wat dadelik by my opkom en dis bittersweet, nee. Ek dink die hele pad daarna, want jy onthou die mooi, maar elke oomblik, soos jy sê, dalk 'n oupa en ouma dag by die skool of groot geleenthede wat jy dink aan hulle en wens hierdie persoon was daar. En veral mense, ek het nogal regtig op my vriendinne gehoor, dit is regtig 'n moeilike pad as jy jou ouer verloor net voor die kind gebore is, of selfs ma's wat swanger is en dan verloor hulle eie ma, want in elke vreugdevolle oomblik is ook die seer wat daarmee saamloop, regtig daai bittersoet. Baie dankie Marina, ek het soveel geleer. Al is daar enigiets wat jy dalk nog oor wil praat of enige raad wat jy wil gee voordat ons afsluit? Ja, ek dink daar's nie iets wat spesifiek nou by my opkom behalwe modeling nie. En ek dink as ek net gou vinnig ook kan sê iets wat ek nie besef het so groot deel van rou is nie, maar is die angs. Want soos jy ook net gesê het, nou verloor jy hierdie persoon en vir 'n rukkie staan die lewe stil en almal staan saam met jou stil, maar dan gaan almal aan en jy sit met hierdie gebreekte hart. En vir my was een van die moeilikste dinge en dis ook ietsie waarop ek baie fokus in terapie met my mense is daai angs, want nou moet jy by Woolies gou gaan inkopies doen, maar jy wil eintlik net by die huis sit en jou oë uithuil. So daar is familiebraais waartoe jy moet gaan en hier speel 'n pappa met sy dogtertjie en alwaar jy kan dink is jou pa en daai angs van alles bymekaar moet hou. So ek wil enigiemand wat luister regtig net gerusstel en sê jy hoef nie altyd alles bymekaar te hou nie. Jy mag nee sê vir geleenthede, jy mag jouself 'n bietjie in watte toedraai, jy mag 'n bietjie langer stil staan en jou wêreld laat draai as almal wat net aangaan beweeg, maar wees versigtig en gee ook 'n bietjie aandag aan daardie angs. En soos ek gesê het met die modeling, of jy nou hartseer voel of angs voel, dit is 'n geleentheid om vir jou kind te kan wys hoe om dit te bestuur, hoe om dit te genees tot 'n mate. So moenie bang wees om te huil nie, moenie bang wees om te voel nie. Ek dink probeer dit net op 'n gesonde manier te navigate vir jouself en vir jou kinders. Baie dankie Marina. En so ter afsluiting, soos ek altyd vra, wat het jy by jou ma geleer en as jy sou wou deel terwyl jy oor jou pa gepraat het ook, is jy welkom om ook dalk ietsie oor hom te sê en wat jy van hom onthou as jy wil. Baie dankie. Ek het nou nie gedink aan, jy weet, wat ek by my pa geleer het nie, so dis nou vir my eintlik spesiaal dat jy dit vra, so dankie. En dit is eintlik so eenvoudig, maar dit kom nou by my op en hy het altyd gesê, tyd sorteer baie dinge uit. En ek wil eintlik nou so 'n knop in my keel kry, want daar was al tye in my lewe met sy dood. Ek het so 'n bietjie baby blues gehad na die geboorte van ons seentjie. Jy weet, mens gaan deur moeilike tye in jou lewe en jy dink baie keer net, hoe gaan ek hierdeur kom? Soos never mind dit, hoe gaan ek deur die volgende uur kom? En dit is net so 'n goeie wete om te weet, tyd genees baie dinge. Tyd sorteer baie dinge uit. So al besef jy dit nie, jy maak vordering, jy is besig om te genees en soos vandag kan ek terugkyk en gesê, dit is nog steeds moeilik, maar ek het dit gemaak. So byt vas, so eenvoudig soos wat dit klink en vertrou tyd om wonde so stil te genees. En as ek dan aan my ma dink, ek gaan dit nou baie kort hou, dis eintlik baie praktiese raad en dit help jou net so 'n bietjie in te check met jouself, maar sy sê altyd, as jy voel, jy is kwaad vir die wêreld, moet jy eet.
En as jy voel die wêreld is kwaad vir jou, moet jy slaap. En dit is so, want as jy sommer net cranky en geïrriteerd is dit gewoonlik 'n teken dat jy honger of hangry is of dat jy nie, jy weet, luister na jou liggaam en genoeg goeie voedingsstowwe inkry nie. En dieselfde met as jy voel almal is kwaad vir jou of jy weet ons voel partykeer mos maar net so 'n bietjie oor-emosioneel, vra net bietjie vir jouself wanneer laas het jy goed geslaap, want dit is gewoonlik 'n teken van oormoegheid of ons wat net oorlaai is. So ja, dit is maar die raad wat ek vandag sou wou oordra van my ma. Dis so toevallig dat jy dit noem, want ek het gister juist op die radio geluister na 'n gesprek oor ons geestesgesondheid en iemand wat ook gesê het, ons moet rus prioritiseer. Die wêreld het om te rus so slegte ding gemaak en jy moet heeltyd besig wees en om net stil te sit en niks te doen nie is nie 'n goeie ding nie en slaap is tog ook belangrik. So is nou 'n paar keer wat ek daai boodskap hoor en ek gaan dit ook ter harte neem, die belangrikheid van rus en voeding wat ook rus is. So baie dankie en dankie vir jou tyd en jou kennis wat jy gedeel het.